Ons luister vanoggend na die woord van die Here uit Haggai hoofstuk 2. Ons gaan voort met ons reeksprediking uit die profeseë van Haggai. Maar dan gaan ons ook 'n enkele ander gedeelte lees. Lukas 8 gaan ons 'n kort deel lees van vers 43 af. Maar ons luister dan eers saam na Haggai 2 van vers 10 tot vers 19. Dit is dan Haggai se derde profesie. Op die 24ste van die 9de maand in die 2de jaar van Darius het die woord van die Here gekom deur die diens van die profeet Haggai en gesê: So sê die Here van die leerskare, vra tog aan die priesters inligting uit die wet en sê: As iemand heilige vleis in die slip van sy kleed dra en hy se met sy slip aan brood raak of iets wat gekook is, of wyn of olie of watter spys ook al, sal dit heilig word. En die priesters het geantwoord en gesê: Nee. Daarop sê Haggai: As iemand wat deur 'n lijk verontreinig is aan al hierdie dinge sou raak, sal dit onrein wees. En die priesters het geantwoord en gesê: Dit sal onrein wees. Toe antwoord Haggai en sê: So is in my oë hierdie volk en so hierdie nasie, spreek die Here. En so is al die werk van hulle hande en wat hulle daar offer, onrein is dit. Merk dan nou tog op van hierdie dag af terug, voordat hulle steen op steen gelê het in die tempel van die Here. In die tyd het iemand gekom by 'n koringmiet van 20 maat en daar was maar 10. Hy het gekom by die parskuip om 50 emmers te skep, daar was maar 20. Ek het julle swaar getref met brandkoring en heuningdou en haal, al die werk van julle hande. Nogtans het niemand van julle om tot my gewend nie, spreek die Here. Merk tog op van hierdie dag af terug, van die 24ste dag van die 9de maand, naamlik van die dag af toe hulle die fondament van die tempel van die Here gelê het. Merk op, is daar nog saad in die skuur? Ja, selfs die wingerdstok en die vyeboom en die granaatboom en die olyfboom het niks opgelewer nie. Van hierdie dag af sal ek seën. Dan 'n kort gedeelte uit Lukas hoofstuk 8. Lukas 8 van vers 43. En 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het en wat haar hele vermoë aan geneeshere uitgegee het en deur niemand gesond gemaak kon word nie, het van agter af gekom en die soem van sy kleed aangeraak en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Daarop sê Jesus: Wie is dit wat my aangeraak het? En toe almal dit ontken, sê Petrus en die wat by hom was: Meester, die skare druk en verdring u en u sê: Wie is dit wat my aangeraak het? Maar Jesus antwoord: Iemand het my aangeraak, want ek het gemerk dat krag van my uitgegaan het. En toe die vrou sien dat sy nie verborge gebly het nie, kom sy bewende en val voor hom neer en vertel hom voor die hele volk om watter rede sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. En hy sê vir haar: Hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Maar die woorde van Jesus in vers 46, iemand het my aangeraak, want ek het gemerk dat krag van my uitgegaan het. Dan gaan ons in die besonder bepaal by Haggai 2 vers 14. Toe antwoord Haggai en sê: So is in my oë hierdie volk en so hierdie nasie, spreek die Here, en so is al die werk van hulle hande en wat hulle daar offer, onrein is dit. Geliefde gemeente, die Here wil vreugde vind
in die werk van ons hande. Daarvoor het hy ons onder andere gemaak, daartoe het hy ons ook verlos deur ons Here Jesus Christus. Hy wil homself verheerlik sien in wat ons doen en hom dan daaroor verbly. Of soos die Bybel telkens dit verwoord, die Here wil in ons werk 'n welgevalle vind. Maar nou is dit nie vanselfsprekend dat ons werk, of ons kan eintlik sê dat ons offers vir hom aanneemlik is nie. Hy is die driemaal heilige Here van die leerskare. Ons kan sy reinheid, sy skoonheid en heiligheid nie met ons verstand omvat nie. En ons is die menigmaal sondige mense. Die werk van ons hande is met sonde besmet. Die Bybel sê, in dit self is selfs ons beste werke voor die Here maar soos vuil klere. Die kerk in ons skrifgedeelte moes opnuut aan hierdie feit herinner word. Hulle moes veral in hulle omstandighede aan hierdie feit herinner word. Ons is deur hierdie tyd al goed bekend met die konteks van die profeet Haggai. Haggai het 3 maande voor die profesie van ons skrifgedeelte die eerste keer die woord van die Here aan die Ou-testamentiese kerk gebring. En hy het hulle verskriklik sterk en skerp gekonfronteer met hulle prioriteite. Die huis van die Here, die tempel, is 'n ruïne, maar die volk fokus op hulle eie huise, hulle eie belang, eerder as om die belofte van God se nabyheid sigbaar te erken. Dit is hoekom hulle die tempel moes bou. En Haggai het die volk ook gekonfronteer met die feit dat hulle tydsomstandighede nie vanuit die Here se verbond verstaan het nie. Hulle het nie die Here se tugtiging in hulle omstandighede herken nie. En nou het ons die vorige keer toe ons by die profesie van Haggai stilgestaan het gehoor hoe hulle 'n maand na hulle met die bouwerk begin het, nadat die Heilige Gees hulle tot gehoorsaamheid opgewek het, hoe dat die Here weer vir Haggai stuur om hulle te troos. Hy moes hulle troos met die belofte van hulle toekoms, dat hulle toekoms heerliker gaan wees as hulle verlede. Dit is immers in die Here altyd waar, en die Here is die toekoms altyd beter as die verlede. En nou moet ons ook mooi besef, broer en suster, daardie toekoms wat die Here toe vir hulle beloof het, net vroeër in Haggai 2, daardie toekoms het nie dadelik gerealiseer nie. En daarom was daar baie gevare vir die volk se geloof en vir hulle vertroue. Daar was die gevaar dat die volk weer moedeloos sou kon raak en verslap in hulle dienswerk. Daar was ook die gevaar dat die volk met verkeerde motiewe kon bou. Hulle sou dalk op hulle eie werk en hulle eie offers vertrou om die toekoms wat die Here beloof het te laat realiseer. Daar was dus die wesenlike gevaar dat die volk verkeerd sou glo oor die werk van hulle hande. Daarom preek Haggai weer. Ons hoor in vers 10 van ons skrifgedeelte, op die 24ste van die 9de maand in die 2de jaar van Darius, het die woord van die Here gekom deur die diens van die profeet Haggai en gesê. Haggai bring weer die woord. Die Here se stem weer klink in die midde van sy volk. En dan lê hy vir die volk eintlik 'n geweldige waarskuwing op. Maar nou is dit baie opmerklik hoe die Here hulle hier aanspreek. Hy doen dit nie soos die vorige 2 keer wat Haggai gepreek het nie. Die vorige kere het hy hom pertinent gerig aan Serubabel, die goewerneur, Joshua die hoëpriester en dan die oorblyfsel van die volk. Maar nou hoor ons in vers 11, so sê die Here van die leerskare, vra tog aan die priesters inligting uit die wet en sê. Die woord is aan die priesters spesifiek. Die priesters het die volk gelei in die offerdiens. Hulle moes ook die volk uit die woord leer om die Here reg te dien. En daardeur het
hulle die middelaarsampt van ons Here Jesus vooruit geskadu. Maar in Levitikus 10 vers 10 tot 11 leer ons van 'n nog 'n belangrike deel van die priester se werk. Die Here beveel daaroor, en julle moet onderskeid maak tussen wat heilig en wat onheilig, en tussen wat rein, tussen wat onrein en wat rein is. En julle moet die kinders van Israel leer al die insettinge wat die Here deur die diens van Moses aan hulle verkondig het. Die priesters moes die volk leer, maar hulle moes die volk spesifiek vanuit die Here se woord leer, wat is rein en wat is onrein, wat is heilig en wat is onheilig. Daartoe roep die Here die priesters in ons skrifgedeelte. Nou, vir die kerk van ouds en vir ons as kerk vandag is daar 'n besonder belangrike openbaring van die Here geleë in terme van dit wat rein en onrein is. Hoor weer die eerste deel van vers 12. As iemand heilige vleis in die slip van sy kleed dra en hy sou met sy slip aan brood raak of iets wat gekook is, of wyn of olie of watter spys ook al, sal dit heilig word. In hierdie vraag wat die Here vra, gaan dit spesifiek oor vleis wat afgesonder is, wat eenkant gesit is om geoffer te word. In die Ou Testament, die bediening van die Here se verbond, het die gelowiges opgetrek na die tempel toe. Hulle het hulle vleis saamgevat om dit te offer, en hulle sou dan daardie vleis daar voor die aangesig van die Here eet, saam met hulle gesinne. Die huishoof wat die offer bring, sou die vleis met sy gesin moes deel. Hulle sou dit ook teen die tweede dag moes opeet. En daar sou met ander woorde 'n hele offermaaltyd gewees het, wat die gesin kon geniet. En nou kom die Here en hy daag die priesters in ons skrifgedeelte uit. Hy toets hulle kennis op sy wet. Sal kontak met hierdie heilige vleis, sal dit die ander goeters daar by die offermaaltyd kan rein maak? Kan dit reiniging bewerk? Sal dit daardie kos ook heilig maak? En dan hoor ons in die laaste deel van vers 12, en die priesters het geantwoord en gesê, nee. Die priesters antwoord heeltemal reg, vleis kan nie reiniging bewerk nie, ook nie die kleed wat aan die vleis geraak het nie. En dan kom die Here en hy vra eintlik dieselfde vraag, net andersom. Die gesprek loop verder in vers 13. Daarop sê Haggai, as iemand wat deur 'n lijk verontreinig is aan al hierdie dinge sou raak, sal dit onrein wees. Nou, lyke en dooie liggame was vir die Ou Testamentiese kerk onrein. En dan vra Haggai of die kontak met daardie dinge dan nou die persoon onrein sal maak. Sal die kos by die offermaaltyd onrein wees wanneer iemand aan 'n lijk geraak het en dan aan daardie kos raak. En dan die laaste deel in vers 13. En die priesters het geantwoord en gesê, dit sal onrein wees. Die priesters antwoord sy vraag en hulle antwoord inderdaad weer reg. In Numeri 19 vers 22 hoor ons, ja, alles waar die onreine aan raak, sal onrein wees, en die persoon wat aan hom raak, sal tot die aand toe onrein wees. Duidelik maak die Here hier by monde van Haggai 'n baie belangrike punt. Reinheid is nie aansteeklik nie, maar onreinheid is. En op hierdie punt is dit belangrik dat ons iets hoor van die aard van die Ou Testamentiese reinigingswette, hoekom reinheid en onreinheid so belangrik was. Want God het homself op 'n besondere wyse daarin bekend gemaak. Dit het alles gegaan oor heiligheid in die teenwoordigheid van die heilige God. Die Here het sy woonplek in sy volk gemaak,
En om by hom te pas, by hom wat heilig is, moes die volk heilig wees. En heiligheid gaan dan gepaard met reinheid. Reinheid wys dan op skoonheid, op eenvoudige suiwerheid. Dit is wat nodig is om in die nabye persoonlike teenwoordigheid van die Allerhoogste te leef. Onreinheid daarenteen het vir hulle gedui op onsuiwerheid, op vuilheid, op vermenging. En dan moet ons nou net 'n oomblik neem om mooi te hoor, onreinheid en sonde was nie vir hulle sinonieme gewees nie. Daar was heelwat dinge wat die Ou-testamentiese gelowiges onrein kon maak, maar wat heel alledaags was. Selfs dinge wat 'n mens nie kan help nie. So was die menstruasie by vroue byvoorbeeld iets wat hulle vir 'n week lank onrein gemaak het. So dit was nie altyd vir die ou kerk sonde om onrein te wees nie. Maar die dinge wat jou onrein gemaak het wel alles te doen gehad met die gevolge van die sonde. Met die gebrokenheid en die ontbinding wat sedert die sondeval in die wêreld teenwoordig is, soos die dood. Daarom was daar rituele om weer rein te word. Die Here het dit vir hulle geleer, dit aan hulle bekend gemaak. Die Here het eintlik daardie wette vir die volk gegee om hulle iets van sy skoonheid, sy reinheid en heiligheid te leer, om dit aan hulle te verkondig. Hy het dit ook vir hulle gegee om vir hulle te wys dat hulle reiniging nie in hulle self lê nie. Hulle het nodig om van buite af geleer te word hoe 'n mens rein voor hom kan leef. Die heelheid en die suiwerheid wat vereis word om in die teenwoordigheid van God te kom, moes daardeur aan die kerk verkondig word. Daarom sê Psalm 24 vers 3 tot 4 ook, wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Ware reinheid voor die Here is uiteindelik 'n saak van die hart. Dit is iets wat die Heilige Gees in 'n gelowige bewerk. Dit kom dus nie van voorwerpe af nie. Selfs al is dit so te sê, heilige voorwerpe, soos die vleis waaroor die Here vir die priesters gevra het. Maar onreinheid, dit wat te maak het met dood en ontbinding, is daarenteen aansteeklik soos 'n vieslike siekte, dit versprei soos kanker. Die Here het die volk so geleer om vir hulle te wys hoe aansteeklik die sonde is. Hy het hulle gewys hoe aansteeklik die ontbinding en die vuilheid van die sonde is. En ons verstaan ook iets daarvan. Een vrot vrug bederf die hele pakkie, maar een goeie vrug gaan nie 'n klomp slegtes goed maak nie. Onreinheid en sonde is hoogs aansteeklik. En ons weet dit so goed, broer en suster, sonde hoef nie geleer te word nie. Kinders doen dit van kleins af sommer self. Vuilheid en allerhande soorte is ook in die gebroke wêreld onvermydelik. Dis die punt wat die Here in ons skrifgedeelte maak. Die in sonde gevalle wêreld is van so 'n aard dat kontak daarmee 'n mens eintlik heeltyd te onrein maak vir die Here se teenwoordigheid. Maar dan pas hy by monde van Haggai hierdie beginsel toe op die volk. Hoor weer vers 14. Toe antwoord Haggai en sê, so is in my oë hierdie volk en so hierdie nasie spreek die Here, en so is al die werk van hulle hande en wat hulle daar offer, onrein is dit. Nou is dit belangrik om te verstaan, die Here praat nou met die volk, maar hy praat veral van die tyd nog voor die volk die tempel beginne bou het, die volk se werk en hulle offers in daardie tyd.
Want in daardie dae het die volk gewerk, hulle hande was besig met allerlei dinge. En in daardie tyd het die volk ook by die tempel offers gebring. Hulle het in hulle ongehoorsaamheid daarom nog offers gebring. Nou is dit belangrik dat ons ook iets verstaan van die Ou Testamentiese offers. Die woord wat in ons skrifgedeelte vertaal is met offer, dra beide die gedagte van om nader te kom. Wanneer jy offer, dan kom jy nader na die Here toe. Jy soek toenadering tot hom. En vanweë die sonde kan die mens nie maar met leë hande toenadering tot die Here soek nie. Daarom moes iets geoffer word. Die offers het dus gewys op kontak, op gemeenskap met die Allerhoogste, dat dit nodig is. Dit is nodig vir ware vrede. Dit is nodig vir reiniging van die sonde. Maar die offers wat die ou kerk dan moes bring, was eintlik niks anders as sigbare geloofserkenning nie. Byvoorbeeld, wanneer 'n Ou Testamentiese gelowige 'n skuldoffer gebring het, dan het hy daardeur erken dat hy voor die Here skuldig is. Hy sou erken dat daar met die dood betaal moet word vir hierdie skuld. Daarom moes hy dan 'n dier sonder gebrek slag. En by die volk se dankoffers weer sou hulle in die geloof erken dat die Here vir hulle sorg. Hulle sou hulle dankbaarheid wys deur 'n stukkie van hulle opbrengs vir die Here af te sonder en aan hom toe te wy. Dit het dus nie vir die Here gegaan oor die offer self nie. Dit het vir hom gegaan oor die geloofsoortuiging, die hartsgesindheid waarmee die offers gebring word. Ons hoor dit byvoorbeeld in Psalm 50 vers 12 tot 15. As ek honger het, sal ek jou dit nie sê nie, want die wêreld is myne en sy volheid. Sou ek vleis van stiere eet of bloed van bokke drink, of verdank aan God, en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste en roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Die Here maak dit baie duidelik, hy wil nie offers hê omdat hy honger is nie. Hy kan uit die skepping enige iets vat waarvoor hy lus is. Dit is syne, hy het dit gemaak. Maar hy vra uiteindelik 'n opregte geloof in die feit wat die offer wys. Maar die volk het van tevore offers gebring, al het hulle die Here en sy woord nie geprioritiseer nie. Hulle het opgetree asof hulle reinheid in die kontak met heilige voorwerpe gesetel is. Die Here se tempel lê in pyn, maar die volk wou steeds probeer om die Here se arm te draai met offers. Hulle wou hom met uiterlike seremonies probeer tevrede hou. Nag broer en suster, dit is 'n struik waarin ons ook so maklik kan trap. Ons kan dalk optree asof ons reinheid en heiligheid voor die Here gesetel is in kontak met heilige dinge self. Maar ons leer uit die Here se woord, dit is nie. Die nagmaal maak ons byvoorbeeld nie in dit self heilig nie, die doop ook nie. Selfs kontak met die kerk van Christus kan ons nie rein maak nie. Nou moet ons nie 'n fout maak nie, al hierdie dinge is ononderhandelbaar vir gehoorsame diens aan God. Maar dit reinig jou nie. Die reiniging van ons sondes lê nie in kontak daarmee nie. As jy so dink, verstaan jy nog nie hoe onrein jy deur die sonde geword het nie. Die reiniging kan net gevind word in kontak, in gemeenskap met die Heilige. Dit het ons gehoor toe ons uit Lukas 8 gelees het. In daardie skrifgedeelte kom 'n vrou wat al vir jare seremonieel onrein is en sy soek uitkoms. Sy soek dit nie in rituele nie, sy soek dit nie meer in geneeshere nie, hulle het al haar geld gebruik en hulle kon haar nie gesond maak nie, sy soek dit in ons Here Jesus self. Sy kom raak aan sy kleed. Hoor weer vers 45 tot 46 van Lukas 8. Daarop sê Jesus, wie is dit wat my aangeraak het?
En toe almal dit ontken, sê Petrus en die wat by hom was, Meester, die skare druk en verdring u, en u sê, wie is dit wat my aangeraak het? Maar Jesus antwoord, iemand het my aangeraak, want ek het gemerk dat krag van my uitgegaan het. Vir die disippels is dit amper 'n belaglike vraag van die Here. Hoe kan hy nou vra wie aan hom geraak het? Hy is hierso tussen 'n skare, daar's baie mense wat al kan hom sou kon stamp. Maar hy het haar gevoel, want sy het in die geloof aan hom kom raak. Hy het gevoel, die krag gaan van hom uit. Sy woorde aan haar was immers later, jou geloof het jou gered. Sy het reiniging en heiliging gesoek by hom wat dit vir haar kon gee. En sy het dit deur die Here se genade gevind. Reiniging, so leer ons in die skrif, nie te vind in die seremonie self nie, maar in hom wat homself van ons bekend maak. En selfs die Ou Testamentiese kerk in ons skrifgedeelte moes dit weet. Reiniging is te vind in kontak met God self. Hy alleen kan 'n einde maak aan die aansteeklike onreinheid van sonde en dood. En deur ons Here Jesus het hy. Jesus het 'n lewe van volmaakte skoonheid, heiligheid en reinheid geleef in ons plek. Hy het dit vir ons gedoen. Hy is volkome rein in homself en as die heilige het hy hom vir ons geoffer. Nie met 'n onrein offer nie, maar een wat volkome rein is. Maar sy offer, tydens sy offer is hy as 'n onreine behandel. Hy is behandel as vervloekte in ons plek. Maar nietemin het hy die dood en die ontbinding, daardie onreinheid tegemoet gegaan en dit oorwin. En in sy opstanding, broer en suster, het hy die grootste ommekeer denkbaar bewerk. Daardeur is ewige heiligheid, reinheid en skoonheid in hom te vinde. Die Heilige Gees verenig ons dan met sy dood, dat ons die vuilheid wat aan ons kleef kan afsterf, maar die Gees verenig ons ook met sy opstanding, dat ons sy heiligheid in ons lewens kan wys, kan sigbaar maak. En uiteindelik, wanneer hy die werk wat hy in ons begin het voltooi, dan sal daar geen teken meer van fisiese of geestelike onreinheid aan ons wees nie. Soek daarom jou reiniging in sy persoon. Raak hom aan deur die geloof. Wanneer jy te neergedruk voel deur die sonde, soek kontak met hom, spits jou toe op jou gemeenskap met die lewende God. En doen dan jou werk vir hom. Jou dienswerk in die kerk, maar ook veral jou arbeid. Die Here wil daarin vreugde vind. Om te werk is immers om te offer. Dit is ook erkenning. Die Here wil hê ons moet daardeur vir hom offers bring wat hom behaag. En deur die reiniging van Jesus se bloed kan jy met jou vuil hande werk doen wat vir hom die Heilige aanneemlik is. Hy sien jou gebroke werk dan in die lig van Jesus se volkome werk in jou plek. En dan het die werk van jou hande sin. Dan het dit 'n doel wat groter is as die hier en die nou. Dit het betekenis wat meer is as om net kos op die tafel te sit. Die Heilige Gees verryk jou gemeenskap met die Allerhoogste daardeur. Hy doen dit ten spyte van jou gebrokenheid. Offer hom daarom jou hart, dat hy jou kan heel maak. Geliefde gemeente, soos ons bou aan ons huwelike, aan ons gesinne, ons heiligmaking, ons arbeid, selfs aan ons gemeente, bly dit vir ons 'n belangrike waarskuwing. 'n Mens soek maklik reiniging in die dinge wat die Here ingestel het om hom te dien. Maar dit is alleen in homself te vind. Mag ons daarom ons krag
en toevlug in God se persoon soek en dit vind. Mag ons dit in die aanraking van ons Here Jesus soek en vind. Mag ons vashou aan die woorde van Titus 2 vers 11 tot 14. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetooi en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons Verlosser, Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Amen.